Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Net een saakie van besigheid. Die kerkraad het dit goed gedink om nie nou Sondag nie, maar die week daarna 'n spesiale dankdiens te hou. Dit val dan ook saam met ons Pinksterfees, die hoogtepunt van Pinkster. Ons gaan ook 'n paar geleenthede hê om mense kans te gee om ook vir die Here dankie te sê deur gebed. So daar gaan 'n paar geleenthede vir gebed wees. Dis nie nou Sondag nie, dis die Sondag daarna. So ek noem net dit vir ons. Voordat ons uit die Here se woord uit lees, kom ons raak lekker rustig, kom ons ontspan en kom ons bid. Ons Here, ons vra dat U nou deur die woord en veral deur U Heilige Gees binne ons, met ons en rondom ons sal praat. Here, dat ons sal besef, die lewende Here, die alomteenwoordige Heilige Gees, is nou met ons in gesprek. Amen. Ek lees vandag vir ons Handelinge 2, voordat ons vanaand amptelik met ons Pinkster reeks begin. Handelinge 2 vers 1 tot 13 en dis op bladsy 139 in die Nuwe Testament. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid, soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal, en almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds was daar vrome Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra: "Kyk, is almal wat daar praat, dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons Parte en Meders en Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat." Almal was verstom en verward en het mekaar gevra: "Wat beteken dit tog?" Ander het weer spottend gesê: "Hulle is vol soetwyn." Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat hierdie woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Broers en susters, drank en fopnies is die nuwe brood en konfyt. Ek dink fopnies is erger as drank om verstandige mense se goeie oordeel te kelder. Wat glo ons? En wat wil ons glo? Ongegronde en skeefgedraaide statistieke op sosiale media is die dood van gesonde verstand. Ek het nog nie die tee en blykmiddel doepas van die pandemie vergeet nie. En ek hoop julle het ook nie. Die beste aanhaling oor statistieke kan ons ook van toepassing maak op iets soos fopnies. Party mense gebruik statistiek, of dan nou fopnies, soos wat 'n dronk mens 'n lamppaal probeer gebruik. Nie vir verheldering nie, maar vir ondersteuning. Niemand in die wêreld is so blind, so doof, soos iemand wat nie wil hoor nie en nie wil sien nie. So wat gebeur met die eerste Christelike Pinksterfees, die uitstorting van die Heilige Gees? Hierdie Pinkster was 'n allaperskes oomblik gewees in Jerusalem. Ons het met Hemelvaart genoem dat Lukas en Handelinge deel 1 en 2 van een brief is, een kommunikasie. Hemelvaart was vir die Lukas tradisie so belangrik
dat dit die hemelvaart van Jesus 2 keer beskryf. Ons lees daarvan in Lukas 24 en dan 'n effens ander weergawe in Handelinge 1. Wat ons van lees in Lukas en Handelinge werk nou soos 'n ballon wat bietjie vir bietjie opgeblaas word. Kom ek verduidelik. In Lukas begin Jesus in die dorp Nasaret met sy bediening. Hy is gebore in Bethlehem, maar hy begin as volwassene. Word hy groot in Nasaret en dis daar vandaan dat hy sy reis begin. Nasaret is 'n belangrike dorp, maar dis nie naby Jerusalem nie. Dis nie eens in dieselfde Romeinse provinsie nie. Judea en Galilea was 2 gebiede wat aan die Romeinse Ryk behoort het en daar het baie Jode gewoon. Ons onthou nog die ou Statebond van Brittanje. Ons onthou nog die Russiese Sowjetunie. Die Romeinse Ryk was een van daai gewees. Een magtige nasie met 'n klomp ander lande wat by hulle maar ingelyf is. So as Pretoria dan nou die hoofkwartier is van die Bloubulle, begin Jesus in Kaapstad. Loftus is baie ver van Tafelberg af. En dan beweeg Jesus sy reis stilletjies, bietjie vir bietjie, al hoe nader aan die stad Jerusalem, spesifiek aan Golgotha. Die ballon blaas op en op en op. Jerusalem is die plek van moeilikheid. In Jerusalem maak Jesus vyande en die spanning raak al hoe meer. En dan op die ouend word Jesus gekruisig en hy word dan selfs uit die dood uit opgewek, maar dit lyk nie of dit die apostels regtig inspireer nie. Selfs na die hemelvaart lees ons hulle het God geprys, maar wat toe? Hulle ploeter maar so voort en eintlik ontduik hulle die mense van Jerusalem. As ons hulle vandag raakloop, is hulle eintlik maar weer besig om nie heeltemal weg te kruip nie, maar ook nie weg te kruip nie. Hulle sien vir Jesus, hulle loof die Here oor sy hemelvaart, maar dan niks. Hulle weet nie wat om met hulle self te maak nie. En dan kom die Heilige Gees. En hierdie ballon wat nou so opgeblaas is. Nou gaan die vingers los van daai ballon, die tyd gaan oop en al daai lig wat nou daarin is, dit gaan nou in allerlei rigtings uit. Jesus se volgelinge bereik mense van allerlei dele van die Romeinse Ryk. Pinkster is die oomblik wat die kerk van een sentrale punt na buite begin draai het. Fase 1. Almal loop agter Jesus aan. Jesus gaan weg. Mense is verward. Fase 2. Die Heilige Gees arriveer en stuur die kerk in miljoene verskillende rigtings na buite. Vir die eerste keer, behalwe vir sekere uitsonderlike gevalle, bereik die kerk mense wat nie in Galilea en Judea, die hoofkwartier van die Jode, woon nie. Vir meer as 'n eeu het die kerk bestaan uit 'n meerderheid mense van Joodse herkoms. Hulle het in Jesus geglo, maar hulle biologie was Joods gewees. En met Pinkster begin hierdie gedagte van een etniese volk van God al hoe meer verbrokkel. Daarso is mense wat Joods van herkoms was, wat in verskillende dele van die Romeinse Ryk gewoon het. En hulle het nou in hulle huistale van Jesus gehoor. Die Gees gee vir 'n klomp Jode van Galilea die kans om mense in honderde ander streke te bereik. Is dit nie wonderlik nie? Nee, dit is nie, dit is skandelik. Kan ek dan nie sien, die mense is nie deur God aangeraak nie? Kan ek nie sien, hulle is eintlik maar net gesuip nie? Die rede hoekom ek oor fopnuus begin gesels, dit is omdat dit 'n relatiewe nuwe konsep is, wat ons sou op 'n manier kon vat en op hierdie soetwyn kommentaar van toepassing maak. In vorige geslagte was daar nie fopnuus nie, daar was net wollaar stories en daar was dwaase mense wat daarna geluister het. Meeste mense het geweet na wie kan jy luister en wie nie. Maar nou is daar soveel verskillende stemme danksy die internet, dat dit nie meer so algemeen is
dat jy kan weet na wie moet jy luister en nie. En mense luister nie meer na kundiges nie. Ongelukkig nie. Die eerste geskrewe volknuus kry ons in 1863. Wie wil raai in watter land het die term ontstaan? Die woord volknuus het ontstaan in die land van 99% van beweerde kontak met ruimtewesens, die Verenigde State van Amerika. Daar was talle lesers van die New York Times wat ingeskryf het met hulle opinies, veral die opinies oor die Amerikaanse burgeroorlog. Dis nou die noorde teen die suide, dis nou Abraham Lincoln, daai mense. Baie van die lesers was vas oortuig dat Engeland sit agter die Amerikaanse burgeroorlog. Woolard stories op sigself is nie nuut nie. In 1912 in Engeland het 'n argeoloog Charles Dawson, nie Charles Darwin nie, maar Dawson, droog gemaak. Hy het na Charles Darwin se evolusieteorie gekyk en hy het sy naam probeer maak daaruit. Hy het begin met 'n ou opgegraafde skedel van 'n mens. Toe het hy die kakebeen van 'n sjimpansee bygesit en 'n paar orang-oetang tande. Hy het dit daar ingewerk. Toe het hy gesê, hy het nou die vermiste skakel volgens evolusie tussen aap en mens ontdek. Dit was toe ontbloot as bedrog in 1953 op grond van wetenskaplike bewys. Hulle het gesê, die is die skedel van 'n mens, kakebeen van 'n sjimpansee, hierdie is tande van 'n orang-oetang. Hulle kon dit sê, want in die 1950s het ons nog geluister na ons kenners. Mense maak hulle self vandag goed wys wat nie waar is nie, om hulle beheer oor die wêreld te probeer gee. Nou, ons kan onsself 'n baie ernstige vraag vra vandag. Wat is makliker om te glo? Dat God se gees, God wat in die gees is en wat verder is as wat ons kan verstaan en nader as wat ons kan verstaan, dat die almagtige God in ons kom woon, of dat die disippels maar net dronk was? Partykeer vra die waarheid van ons om te aanvaar dat ons in 'n onvoorspelbare wêreld woon, wat ons dikwels nie baie beheer oor het nie. Maar ons woon ook in 'n wêreld waar ons glo dat God teenwoordig is. So Pinkster vra van ons om oop te wees vir die moontlikheid van God se onverstaanbare krag, wat per definisie bo ons begrip is. Dit eis van ons om te vertrou dat alles nie maar 'n maklike verklaring het of sommer toevallig is nie. Ek het net gister 'n gesprek gehad met iemand wat my uitgevra het oor hulle oorlede eggenoot. Daar's beweging en daar's geluide in die huis, daar waar die oorledene altyd gesit het. Kan dit so wees? Ek dink nie so nie. Maar wie is ek om te sê, die Here het nie dalk 'n takkie op die regte tyd laat val nie. Hoe weet ek, God kan nie deur die gewone toedrag van sake iemand 'n bietjie troos gee nie. As ons glo daar is 'n lewe na die dood, dan is die gedagte van iemand se ou plekkie wat God gebruik om iemand te troos. En is dit dan 'n veel kleiner wonderwerk as dit nie waar nie. Maar die probleem met 'n lewe van 'n geloofsperspektief is daar's altyd soetwyners. Hulle gaan altyd daar wees. Daar gaan altyd mense wees wat God se werk in die wêreld wil ontken, of as die werk van mense of as toeval. En dis makliker. Dit gee hulle 'n houvas op die onhouvasbare Here. Daar gaan ook altyd die geesers wees, mense wat tekens en profesie inlees waar dit nie noodwendig is nie. Ek onthou goed, een van my klasmaats het een keer vir my gesê, hy dink God het vir hom gesê, die toets wat ons nou gaan skryf, hy gaan dit deurkom. Hy het die toets gedryf, nes feitelik die hele klas ook. En die goed gebeur ook. En dit gebeur met goeie, rasionele, gelowige mense. Almal van ons kan die Here verkeerd hoor. Maar die kerk moet nie toelaat dat ongeloof of ons vorige mislukkings om die Here te hoor
ons ontmoedig om God se wil te soek nie. As ons glo in die Gees wat magtiger is as onsself, en wat oral is, waar ons dalk nie noodwendig kan wees nie, dan kan ons eintlik nie anders nie. Dan moet die Heilige Gees ons mos van tyd tot tyd verras. Petrus se verweer teen die soetwyners was maklik geweest. Ag, dis die 3de uur, so met ander woorde, tussen 9 en 10 voormiddag, ons tyd. Hy sê dit is te vroeg om dronk te wees. Nou ek weet nie van julle nie, maar iemand wat dronk wou raak, het nog nooit regtig toegelaat dat hoe laat dit is hulle afsit nie. Maar ons gaan nie eens altyd daai halwe verskoning nog hê nie. Partykeer moet ons iets doen, net omdat ons glo dit is die Here se wil. Ons kan dit nie noodwendig bewys nie, maar dis wat ons dink die Here vir ons sê, en dis wat ons as geloofsgemeenskap, as die Here se stem hoor. Kom ek vertel vir ons 'n laaste storie oor die wil van die Heilige Gees. Meer as 200 jaar gelede was daar 'n man met die naam Edward Kimball. Hy is in 1823 gebore en hy was 'n onderwyser van beroep. En omdat hy 'n onderwyser was hy ook 'n Sondagskoolonderwyser. En hy het baie met sy kinders gesukkel, veral met die seuns. Nou sal ons op die stadium kon vra, moes hy nie maar liewer die kategese opgegee het nie? Was dit die Here se wil, of was dit nie die Here se wil nie dat hy daai klas gee? En hy het so met die kinders gesukkel. Hy het soveel keer amper tou opgegooi en gesê, maar hy is nou klaar met die Sondagskool. Toe hy vir een van sy kinders vra, waar staan Johannes in die Bybel? Toe die kind die Bybel gevat en daarna die voorblad gewys. En later toe dieselfde seun wat nie geweet het waar Johannes is nie. Hy was 'n Dwight Moody gewees. Hy het later in sy lewe die bediening betree en hy het van hierdie herlewingsbijeenkomste gehou en hy het op sy manier duisende, honderdduisende, miljoene mense bereik met die evangelie van Jesus. Kimball, sy sondagskoolonderwyser, kon gesê het, kom ons los dit. En niemand sou hom kwaadlik geneem het nie. Maar omdat hy na God geluister het, en omdat hy iemand kon inspireer, selfs al was dit dalk net hy, was daar iets. Ons weet nie wat kan gebeur as ons onsself oopmaak vir die gedagte, net van moontlikhede nie. En dis die wonder van Pinkster. Een persoon se dronk, een persoon se fopnies, is dalk net 'n ander persoon se diensbaarheid. Geseënde Pinkster. Amen. Ons Here, ons loof U vandag as die God van moontlikhede, as die God van mense wat toegerus word bo hulle normale vermoëns en wat op die regte tyd op die regte plek is om U volgelinge te wees en U getuies. Here, en ons vra dat U ons sal honger hou daarvoor om U wil te soek. En om nie net vas te kyk in die gewone, dit wat ons dink hoe die lewe maar moet verloop nie. Maar om moontlikhede te sien, daar waar U Gees aan die werk is. Want U is op soveel verskillende plekke, terselfdertyd teenwoordig. Here, mag U ons as 'n geloofsgemeenskap en al die ander geloofsgemeenskappe in die land seën die Pinkster en mag ons oop wees om U stem te hoor en om U werk raak te sien. Amen.